Goeiemôre, welkom by vanoggend se saamwees. Ek wil graag vir jou so vra, as jy dalk 'n ouer is, of selfs 'n grootouer is, of dalk daardie persoon of figuur is vir iemand in die lewe, 'n mentor, dan is my vraag aan jou, wat is dit wat jy graag wil hê, hulle moet saam met jou, of by jou nalatenskap, wat is dit wat hulle by jou moet leer, wat is dit wat jy graag vir hulle sou wou leer, of vir hulle sou wou nalaat, en wat is vir jou belangrik, as jy dalk die voorreg gehad het om dalk al by die doopvont te staan, dat jou kinders gedoop word, wat is dit wat jy regtig vir jou kinders droom, en wat jy graag vir hulle wil hê, en in die besonder dan ook, as gelowige, wat is vir ons as gelowiges belangrik, wat ons kinders moet weet, ma, pa, as julle hierna luister, dink 'n bietjie aan jou kinders. Wat is dit wat jy regtig vir jou kinders droom? En die besonder ook vir jou kinders as gelowiges. En as jy daardie vraag kan antwoord vandag, dan maak jy jou Bybel saam met my oop by Psalm 78. Ek lees daar saam met jou gedeelte verse 3 en 4. Verse 3 en 4 wat sê, wat ons gehoor het en wat ons weet en wat ons vaders ons vertel het, sal ons vir ons kinders nie verswyg nie. Ons as gelowiges het hierdie voorreg om regtig te werk daaraan, dat ons 'n nalatenskap vir die volgende geslag mag los. En dit hoef nie noodwendig ons biologiese kinders te wees nie, natuurlik hulle ook, maar ek bedoel, sou jy dalk nie biologiese kinders hê nie, maar vir die volgende geslag, nee, wat is dit wat vir ons as gelowiges, wat ons moet oorlewer? Ek dink nou maar net aan die getrouheid van die apostels, nee, as dit nie vir hulle was, wat getrou ook die evangelie aanhoudend oorgelewer het, en oorgedra het nie. Mense, gelowiges, wat nie daarop gereageer het nie, dan sou ek en jy vandag nie die voorreg eers gehad het, om hierdie oordenking te kon hê nie, of selfs die Bybel te lees nie, kom daar, en dan sê ons die Bybel in Afrikaans te lees nie. Wat is dit wat jy as gelowige droom, vir jou kinders, vir die volgende geslag, wat vir jy droom vir hierdie land, vir jou mense, vir jou kerk. Bid daaroor en vra dat die Here jou mag help om 'n bousteentjie in hierdie groter prentjie te wees. Kom ons bid saam. Here, ons Here, baie dankie vir die voorreg. Here, dankie dat deur die getrouheid van gelowiges wat geslag na geslag dit oorgelewer het, vir ons die goeie nuus oorgedra het. Here, dat ons eintlik so u woorde hoor wanneer jy by Thomas staan en vir hom sê, gelukkig is hulle wat glo en dit nie gesien het nie. Maar dankie vir hulle wat dit ook oorgelewer het en vertel het en met ons gedeel het, dat ons op die ou einde vandag hier in die suidpunt van Afrika, hier op hierdie oggend, ook die Bybel mag oopmaak, in Afrikaans daaruit mag lees. Here, mag u my getrou maak, en mag ek bid dat u Gees my mag sterk maak, mag inrig en insig mag gee, toerus vir dit wat u ook wil hê ek moet nalaat as gelowige ouer, as gelowige predikant, as gelowige binne 'n gemeenskap, as 'n vriend, as 'n pa, as 'n seun. Wat is dit wat u wil hê ek ook getrou moet oorlewer aan die geslag wat kom? Here, ons bid dit regtig met groot afhanklikheid. Maak dit vir ons duidelik dat ons ook so getrou kan wees tot dit waartoe u ons roep. Amen. Mag jy regtig daaroor bid, mag jy ernstig daaroor dink, mag jy regtig sommer vanoggend of selfs vanaand jou kinders se doopbybels gaan soek en gaan kyk en dink aan wat het daardie dag gebeur en is jy nog getrou aan jou doopbelofte. Pas jou mooi op.